na julle toe laat kom soos 'n rivier. Met ander woorde, te midde van dit wat ons onsself in bevind, sal ons vrede ervaar en beleef. Te midde van dinge wat uitwerk of nie uitwerk nie, ons sal vrede ervaar en beleef. Al gaan dit met ons, hoe sleg, hoe swaar, al werk dinge nie uit nie, al kom ons planne nie in mekaar soos wat ons graag wil hê nie, ons sal vrede ervaar. Hoekom? Want God self sal vir ons sorg. God self sal in ons midde staan en hy sal vir ons veilig laat voel. 'n Realiteit, broers en susters, waar ons nie meer met woelinge van onrus mee sukkel nie. 'n Realiteit, broers en susters, waar ons nie meer hoef te soek, hoef te werk om vrede na te streef nie, want God self sal vir ons vrede sal hy sorg. Want God self is daar teenswoordig. God self is in ons midde. God self staan saam met ons. Hy is alom teenwoordig. So ja, al leer dit nie net soos ek graag wil hê, dit moet uitwees. Ek het vrede in my hart, want God is hier teenswoordig. Al kom my lewensplan, die drome, ideale wat ek vir myself gehad het, nou nie op die tyd lyk soos wat ek dit in die lewe graag wou hê nie. Gaan oukei wees, want God dra my dag na dag. Soos 'n kind in sy moeder skoot veilig sê hy, so sal ek julle veilig in Jerusalem laat voel. Praat die broers en susters tot die 3de en 4de artikel van die belydenis van Belani. Wat ons droom, broers en susters, van 'n wêreld waar God, broers en susters, sy versoening aan ons gee. 'n Wêreld waar God, broers en susters, soos wat ons gisteraand en die paar aande voorheen gehoor het, waar God self verseker dat ons in harmonie met hom lewe. En sy genade is vir ons elke dag. Is dit vir ons. En laastens, broers en susters, hierdie teks en dat ook die belydenis van Bela hoop en skep vir ons nuwe realiteit. Nie net van kollektiewe gemeenskap wat die van belydenis van Bela van praat nie. Nie net, broers en susters, 'n realiteit wat praat van vrede en versorging of soos versoening wat die belydenis van Bela van praat nie, maar hierdie nuwe realiteit wat die profeet verkondig aan die volk van die Here, maar ook aan ons is 'n realiteit van dankbaarheid. God skep 'n nuwe realiteit van dankbaarheid. Ek en Suster Haal was nou hierdie week by die Pinkster by die NG Oos. En toen ons nou nog as 'n nuwe ding ontdek. Die prediker wat die Pinkster gehou het. En hy sê, as jy die Nuwe Testament lees, die hele Nuwe Testament, van Matteus tot en met Openbaring, dan is het interessant om op te let, dat nergens in die Nuwe Testament vind jy 'n klaagstaat nie. Mense wat klaag vir die Here. Mense wat die Here inspreek oor ontevredenheid nie. Nergens lees jy in die Bybel soos wat jy in die Ou Testament, nergens in die Nuwe Testament lees jy soos jy in die Ou Testament lees van klaagliedere nie. Broers en susters, psalms, broers en susters, wat spreek van ontevredenheid, van kwaad, van haat en van woede teenoor God nie. Hoekom? Want God is besig om 'n nuwe realiteit van dankbaarheid hier op aarde tot stand te bring. Dankbaarheid, ongeag waar ons self bevind. Ons is dankbaar van God is nou hier teenwoordig. Ons is dankbaar want ons sien die hand van God werk in alles waarmee ons onsself besig bevind. Terloops, as jy Jesaja 66 en vers 2 gaan lees, reg aan die begin van hierdie broers en susters hoofstuk, dan sal jy agterkom waar die profeet broers en susters vir die volk
Die belydenis van Bilaam, broers en susters, eindig met hierdie pragtige paar verse. En ek wil dit graag, broers en susters, aan ons voorhou. Ons glo dat die kerk geroep word om dit alles te bely en te doen, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus, sy enigste hoof. Al sou ook die owerhede en die verordeninge van mense daarop wees, wat ons moontlik so straf en vir ons lyding veroorsaak, weet ons, Jesus is Here. Ondanks die omstandighede waar ons onsself in bevind, Jesus is Here. Hy is Heer bo ons omstandighede, hy is Heer bo ons lewe, hy is Heer bo ons planne, en hy is Heer bo ons toekoms. Die prediker van die Pinksterraad in die Ooskerk gaan verder en hy sê, wanneer jy die Nuwe Testament lees, dan sal jy agterkom om en by 900 keer in die Nuwe Testament word daar geskryf, Jesus is Heer. Hy is Heer oor alles hier op aarde. En dit vul ons met 'n diep sorg van dankbaarheid. Al verstaan ons nie hoe God weet ons, hy is Heer. Al verstaan ek nie watter rigting my lewe afstuur nie, ek weet Jesus is Heer. Al kom die omstandighede rondom my nie reg nie, en dit blyk asof dinge nie wil verander nie, weet ek, Jesus is Heer. En dit, broers en susters, gee vir ons hoop wat strek ver bo dit wat ons kan sien hierop. Hoop, broers en susters, ver voor dit wat ons nog kan beleef en ervaar. Want Jesus is Heer vandag, hy is Heer môre, en hy sal Heer wees tot in alle ewigheid. En as ons dit glo en dit bely, sal ons altyd hoopvol in die wêreld wees, ondanks waar ons onsself ook al ervaar. Jesaja getuig daarvan. Die belydenis van Bilaam aktiveer ons daartoe. En God roep ons vandag om met hart en met siel te glo dat hy Heer oor alles hier op aarde is. Amen. Here, dankie vir die woord wat U van die woord vir ons. Gebed van ons hart is dat ons vas mag kleef aan daardie, dat ons lewe, Here, in sal rig en sal bely met hierdie waarheid, dat Jesus, Here, oor alles hier op aarde ook is. Stort die seën moontlik voor ons ewigheid, soos ons in nederige afhanklikheid ook voor U leef. Met hoop dat U heeltemal iets nie hier op aarde sal kom doen. En ons U groot genade. Kom ons word vir 'n paar oomblikke voor die aangesig van die Here stil vanaand. Kom ons sê vir die Here vanaand dankie vir waar ons is. Maar kom ons dank hom ook vir waar hy op is met ons. Kom ons word stil vir die aangesig maak.
Ook my siel wees vrolik, wag op die Here. Werk op hom jou sorge, hy help jou keer. Staan in sy krag, na die winternag kom hy helder môre en 'n nuwe dag. Al reis die golwe, al kom die dood, wag op die Here, sy trou is groot. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, broers en susters, ons gaan ons slotlied sing, Gesang 316, as Jesus my pad deur die wêreld verlig, maar Satan my dryf te verdeel, dan antwoord ek vry, wat 'n lof my oortref, hy is Heer van my siel. Kom ons staan saam, broers en susters, en ons sing dan al die verse van Gesang 3:6, en dan beweeg ons oor van die saal toe, en daar van die manne vir u vandaan, ook lekker verdien, moontlik nou nie soos met die vroue gisteraand nie, maar die manne is net so lekker verrassing vir u vandaan. Kom broers en susters, ons sing tot eer van die Here, en dan beweeg ons oor, en ons gaan net saam met mekaar oor gemeenskap. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, liefde van God ons Vader, mag die alomteenswoordigheid van sy Heilige Gees, saam met elkeen van ons wees om ons van hierdie realiteit ook te kom troos, dat Jesus Heer is. Heer van ons omstandighede, Heer van ons lewe, Heer van ons toekoms, Heer van hierdie wêreld, tot wanneer hy ook weer kom.
Amen. Here is die oude tradities.